Hallo julle. Hallo daar. Die afgelope paar kere het ons nou stilgestaan by woorde wat totale begrippe of konsepte of 'n lewensingesteldheid vasvang. Ek het 'n gevoel ons is nie heeltemal daarmee klaar nie, maar ons het dit so bietjie op ys gesit. Want ander dinge meld aan en dan voordat ons daarvan vergeet en terwyl dit nog warm is, wil ons daaraan aandag gee. So vandag nie 'n spesifieke woord nie, maar iets anderster. Mm. Ja, ons gesels 'n bietjie oor 'n boek wat George besig is om te lees vir 'n leesgroep. En dit gaan eintlik daaroor oor om jou storie te vertel. Ja. Ehm En dat ons almal eintlik besig is voortdurend om ons storie te vertel. ja. Ons weet dit nie eers altyd nie. Somstyds duik daar iets op en 'n mens vertel direk aan iemand jou storie. Verlede week was dit 'n baie besonderse ervaring. Ons het met die geestelike begeleidingskursus begin en by die aanvang van daai kursus vertel ons almal ons storie. Mm. En dan kom jy agter jy loop met 'n storie. Dit is wat ons eintlik voortdurend doen. Ons vertel 'n storie waarin ons die hoofkarakter is. Partykeer selfs nie die hoofkarakter nie. Ja, en dan ook 'n sekere rol aanneem. En 'n sekere rol aanneem, 'n sekere identiteit aanneem in daardie verhaal. En dit vind deurentyd plaas. En dit het 'n geweldige groot invloed op ons lewens. Ons besef nie Mm. hoe groot invloed dit het nie. Mm. So dit gaan eintlik vandag daaroor om die vraag te vra, wat vertel ek vir myself? Wat is die storie wat ek vir myself van my lewe vertel? Ja. En watter rol speel ek in daai storie? Is ek Ja. is ek 'n slagoffer in die storie? Is ek die hero? Die held. Die held? Wat is want dit gaan die narratief van dit gaan eintlik die toon van jou lewe vasstel. Ja. Ongeag van wat in jou lewe gebeur, wil ek eintlik sê. Ja, daar kan dinge in jou lewe gebeur wat wanneer dit in iemand anderster se lewe gebeur, wat haar of sy rol anderster beoordeel in die verhaal, dit anders aangewend word as wat jy dit aanwend. Ja, ja. Ja, en ek dink nie dit vat weg dat daar baie moeilike en Ja. dinge in ons lewens gebeur waaroor ons nie beheer het nie. Ja. Dat die lewe gebeur, maar dan die invloed wat ons het in die mate waartoe ons dit wat in ons lewe gebeur, aanvaar, aanwend, sien, is eintlik die storie wat ons dan besig is om oor ons lewe te vertel. Ja. En is die storie wat ons besig om te skep wat ons lewe. Ja. Ja. Ja, want dit kan wees dat jy voel jy's nie die skrywer van jou storie nie. Jy's bloot 'n karakter in jou storie. Of jy's oorgelewer of jy het geen daar's 'n Engelse woord agency. Jy het nie invloed. Jy het geen invloed in die gebeure van jou lewe nie. Ja. 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 Ek wil net kortliks terugkom na die hele kwessie. Natuurlik gebeur daar baie moeilike dinge in mense se lewens. Dit is interessant dat wanneer mense dan bymekaar kom, 'n groterige groep, en hulle begin hulle storie te vertel, dan kom jy tot die gevolgtrekking of jy kom agter dat niemand swaar kry gespaar is nie. Ja, dat dit lewe is. So met ander woorde, wanneer ek deur die lewe gaan en ek het 'n ingesteldheid dat al die swaar van die lewe eenkant toe gekanaliseer is en dit is op my gestort. Ander mense kry nie so swaar soos ek nie. Ander mense, dan is dit in die eerste plek nie 'n ware persepsie nie.
Dit is nie so nie. Dit maak nie saak wie dit is nie. Dis net nie die waarheid nie. Mense kry swaar. Ek hoor so 'n interessante ding hierdie week. Dit is 'n inbelprogram en hierdie meisie, sy so vroeg 30, sy bel in en sy sê sy sukkel. Sy het vriendinne en mense binne haar ouderdomsgroep en dan hoor sy, maar hulle het so 'n goeie besigheid en hulle gaan gereeld op vakansie en al hierdie tipe dinge. En sy wonder of haar lewe enigstens 'n sukses is. As sy daarna kyk. En die persoon, ek weet nie of dit 'n terapeut was, maar wie dit ook al was, dit was 'n baie wyse persoon. En die antwoord wat hy vir haar gee is kortliks die volgende. Hy sê, tevore het ons gewerk met die beginsel, don't try to keep up with the Joneses. Maar binne die ou model het jy die Joneses geken. Hulle het langs jou gebly, hulle was saam met jou op skool miskien, hulle was binne jou gemeenskap. En jy het geweet, al het die Joneses 'n nuwe kar, al gaan die Joneses op vakansie, hierdie Joneses se kinders gee ook probleme. En hierdie Joneses word partykeer baie siek. So met ander woorde, daar is 'n meer realistiese prentjie, maar wat deesdae gebeur is met sosiale media, ons sien net die sukses. Ja, en dit is heeltemal skeef getrek. So, wanneer ek swaar kry, dan sê ek, maar dis net ek wat swaar kry. Die ander mense is hoogs suksesvol. Hulle lewe, kyk net wat se besonderse lewe leef hulle. So, ook die konteks waarin ons leef, het 'n uitwerking op ons. Ja, en ek dink in terme van, weer eens, en ons het al heel wat gepraat oor die slagoffermentaliteit, die invloed wat dit op ons lewens het. Maar wanneer 'n mens dan nou kyk na en veral kyk na hoe jy jouself sien in jou storie, kan jy in alle omstandighede, kan jy 'n invloed uitoefen op jou lewe. In die eerste plek, hoe jy jou omstandighede hanteer. Ja. Hoe jy jou omstandighede aanvaar. Ons het verlede week dink ek ook gepraat oor om die realiteit van wat is te aanvaar. Ja. En van daar af uit te beweeg om die volgende ding te doen. Want in hierdie boek wat ons nou besig is om deur te werk en te lees, dit is 'n boek deur Janet Ruffing, To Tell the Sacred Tale. En in hierdie spesifieke hoofstuk sê sy die volgende: If our story is a story of victimization or of things just happening without our consent or participation, we have not yet become conscious of ourselves as storytellers, as having the capacity to authorize our lives, change our minds and our behaviors, and create another story or chapter in our lives. Met ander woorde, ons is nie uitgelewer aan hierdie storie wat nou besig is om uit te speel nie. Ek beskik oor die vermoë, en partykeer vat dit 'n hele proses dat dit by 'n mens insink en dat 'n mens die gereedskap ontwikkel wat dit kan doen, maar die feit is dis moontlik. Jy kan 'n ander storie skryf, of as dit nie 'n totale ander storie is nie, dis dalk net 'n deel van jou storie, jy kan 'n ander hoofstuk skryf. Jy het die vermoë, jy het outeursreg. Ja, dis mooi. Om dit te kan doen. Ja. En al is dit net een tree. Net een tree. Net een tree. So dis net 'n baie interessante konsep, iets waarna toe 'n mens aanhoudend toe moet terugkeer, omdat 'n mens agterkom
hoe 'n mens in sekere slaggate trap en nie daarvan gebruik maak nie. En hoe wanneer iets kleins gebeur, ons sommer 'n totale slegte dag het of 'n slegte lewe. Ja, of dinge is regtig baie moeilik en jy Ja, raak heeltemal moedeloos, maar dat jy ja, mens net ook daaraan vashou dat dit is nie life is not out to get you ja, en ons het 'n sê. ja, ja. Ons het 'n invloed. En dit is geweldig en wat 'n mens ook agterkom net oor die algemeen, hoe ernstig die Here ons opneem en ons betrek by hierdie prosesse. Ja, sommer net 'n gewigtige saak nogal. Maar 'n goeie saak. Ek dink dit is Ja. nodig dat ons dit besef. Ja. Baie dankie julle. Altyd lekker om te gesels en ons doen dit volgende week weer. Mooi bly almal. Tata.